Ons bid saam. Here en Hemelse Vader, U die almagtige God, U wat ons kan en mag aanbid in en deur Jesus Christus, U loof ons met ons hart en siel. Versaam wees in die woning, die blydskap van die blye boodskap, saam vergader, omdat ons hier wil wees, omdat die deur U Gees ons roep en trek. Gedenk die Sabbatdag dat ons dit heilig, so hoor ons, o God. En dan kniel ons laag en diep en pleit, seën ons in ons samesyn, en breek vir ons die brood wat lewe gee. Ons gebed in Jesus naam as gemeente saam. Amen. Broer en suster en kinders, ek bedien die Here se woord aan u en daarom is die Here aan die woord. Genesis 22, die eerste 19 verse uit die 83 Afrikaanse vertaling. In 'n tweede preek, soos verlede Sondag aangekondig, uit hierdie stuk God se openbaring. Genesis 22, met vers 1 en 2 as fokusvers. Kom ons lees dit saam en beleef hoe dat die Here tot ons spreek. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal, en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en my seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien.
Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou, hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo-op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees. Want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe. Hy en hulle het almal saam na Beersheba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Die Here aan die woord, Genesis 22. En nou 'n nietig mens aan die woord met die uitleg en die toepassing van die Here se woord met as tekstema die moeilike Moria-pad, maar Here, hier is ek. Geliefde gemeente, maak doodseker dat u regtig hoor wat die lewende God op 'n baie spesifieke dag vir Abraham gesê het. Maak doodseker dat u dit hoor. Luister, dis wat ek vra, met volkome aandag, aandagtig, want wat die Here eens vir Abraham gesê het, raak u. Dit raak u spesifiek. Dit raak u lewe en die pad van u lewe. Wat het God vir Abraham gesê? Ons het dit gehoor, hy het gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer daar. So begin die Genesis 22 Godsopenbaring. En hoe is dit nou van toepassing op u en my? In aanhaak by verlede Sondag, dit is op ons van toepassing met betrekking tot die pad wat Abraham moes loop.
Want Abraham en sy enigste seun kry koers Moria toe. Dink mooi. Dit is 'n verskriklike pad. Die moordend moeilike Moria-pad, en hier kom dit vir Abraham die mens. Hy was nie 'n engeltjie nie. En sy enigste seun moet hy gaan slag soos 'n brandoffer. Dit het regtig gebeur. Papa, as die Here dit vir jou, toe jy 'n jong man was en die Here het aan jou 'n seun gegee, gevra het? Wat sou jy gedoen het? Abraham was 'n papa. Net soos u en ek. Die pad van Abraham die mens, die pikdonker pad, die pelgrimspad. En hier kom dit, die pad wat tot vandag toe nog vir menskinders uitgemeet word, en daarom God aan die woord oor u en my pad. Dalk ook iets van 'n Moria-pad, soos jy hier sit. Of dalk ander dae. Kom ons kyk. Broer en suster, daar is geen twyfel daaroor nie. Abraham se Moria-pad was 'n donker pad. Iemand sê tereg, Abraham het die pad van God verlatenheid geloop. Want dink nou mooi saam met my, ons wat die openbaringsgeskiedenis ken, Abraham se Moria-pad, 'n pad wat daarop dui dat God hom as dit ware weerspreek. Abraham, is ek van harte oortuig, in sy kop sê hy, Here, iets maak eenvoudig nie sin nie. Bedoelende, Abraham moenie net vir Isak, wat hy die liefste in die hele wêreld het, prys gee, opoffer as 'n brandoffer nie. Nee, nie net dit nie. Die op pad Moria toe is piknagdonker, want Isak is nie net Abraham se oogappel nie, maar ook die vervulling van God se beloftes. Jy sien, Isak is gelyk aan die toekoms. Die toekoms is vir Abraham donker. Net soos jy en ek al baie keer gesê het. Die pad vorentoe is donker. Die toekoms is donker. Die pad is lank. Kom ons neem Genesis 22 se eerste vers weer in die hand. Duidelik staan daar,
God het Abraham, en jy moet dit weer gaan nalees, op die proef gestel. En hoekom vra ek u en ek moet dit raak sien? Omdat op die proef stel nie beteken om 'n struik te stel nie. Daar's 'n verskil. Die lewende God stel nie vir Abraham 'n struik en kyk of hy daaraan val. Dis nie wat 'n beproewing is nie. Die oorspronklike woord vir beproewing is, geliefdes, 'n toets. Of as jy wil, 'n uitdaging. Kom ons sê so, 'n beproewing is 'n situasie waar die Here 'n mens se lewe en geloof en karakter toets. Hy daag jou uit. Maar hierdie toets het 'n spesifieke doel. Dit is nie om jou te laat val nie, maar is om jou te help. Word jy beproef? Onthou dan, die Here stel nie struike vir sy kinders nie. Kom ek sê dit skerper, baie belangrik om te verstaan, 'n beproewing is nie 'n lokval. En daarom loop Abraham, die vader van al die gelowiges, die Moria-pad. Meer nog, volhard hy op die Moria-pad. Dit wat ons verlede Sondag gesê het, hoe volhard 'n mens op die Moria-pad? Abraham volhard omdat hy 'n gelowige is. Dis al. En wat sê dit vir u en my? Soms beteken geloof om in die donker te loop. Mag ek dit weer sê? Soms beteken geloof om in die donker te loop en eenvoudig te weier om op te gee. Dis wat dit beteken om te volhard. Om te volhard, die letterlike betekenis van volhard in God se woord is om onder 'n swaar las te bly staan. Volhard in die betekenis oorspronklik wil sê om nie te gaan sit nie. Maar om aan te hou loop. Soos Abraham. Maar kan ek dit vir u sê, broer en suster, ek gaan lees weer. Nêrens in Genesis 22 lees u raak dat Abraham die pad na Moria toe gehardloop het nie. Maar gestap. Treukie vir treukie. Geduldig, hoopvol, dapper.
uithou vermoë. Daarom, geliefdes, beteken die geloof nie dat U en ek al te maklik sê, maar Here, ek is dan U kind. En nou het ek dit moeilik. En nou verstaan ek pynlik netjies lewe ek. En Maria, jy sien, baie keer sien ons geloof so. Geloof is die gelukbringer. Nee. Geloof kan baie keer moeilik wees. Tree vir tree. Daarom staan daar in Hebreërs 10:36, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Daarom, broer en suster, Abraham op pad. Moria toe. En ek. Skrifreëme 14:1, Romeine 3, Romeine 13 se woorde, en ek sê, op ons pad, waak Christen, staan in die geloof. Laat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig. Daar's die gelowige. 'n mens volhard in die geloof. En geliefdes, soms is geloof om net aan te hou. Soms is geloof net dit. Om net aan te hou. Nie dat dit alle onsekerheid uitskakel. Inteendeel. Maar wat ek probeer sê is, op die Moria pad, in die donker, saam met God. En soos Abraham, weier om op te gee. Hier is ek, Here. Hier is ek. As jy wil, sal ek op die wolk loop. As jy wil, Moria toe. Hier is ek. Ek sal nie u pad vir my probeer sy stap. Here, ek tree aan. Tree vir tree. En ek dank u vir u genade as my treetjies klein is. Ek volhard. Soos Abraham. Ek volhard soos hy, al is ek verward soos Abraham. Onthou, ek het dit nou nog gesê,
Isak was nie net sy lievelingskind nie, maar Isak was ook die vervulling van God se beloftes. Here, ek is verwat, wat maak U? Hoe doen U? Wat is die uiteinde? Hier is ek, Here. Al wil ek vra, hoe werk dinge dan? En as jy my voet op die donker pad na Moria te sit, weet dan, die wat volhard, kan slegs op geloof staatmaak. En dan leer U en ek vanoggend geloof. Kan moeilik wees. Die geloof wat moeilik kan wees. As die Here ons spaar, DV, meer hieroor volgende Sondag. Daar gaan Abraham. En nou Isak begin bereerd raak. Hy mis iets. Pa. Waar is die offerlam? En Abraham het geweet. Dis jy, my kind, maar hy sê dit nie. Ons slaan ons hande saam, dankbaar en met verwondering. Want die Moria-pad is een pad. Die Golgotha-pad is die ander pad. En nimmer sit die Here jou voet op daardie pad. Want die Golgotha-pad is uitgemerk vir sy lievelingskind, ons Here Jesus, wat genadiglik in U en my plek met sy kruis Golgotha toe gestap het. Eind uit. En daarvoor dank ons die Here. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing en daarna dank ons saam die 11de strofe Psalm 33.
Ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel woon. Ons aanbid U met oorgawe, kinderlik dankbaar. Want U is groot, genadig, oneindig goed vir ons as menskinders. En as pelgrims, Here, op die pad van die lewe, bely en sê ons hef ons oë bergwaarts heen en ons staar die ure om, op pad tot ons verlossing kom. Begenadig ons met volharding, of dit die pad van sukses is, of dit die pad van siekte is, of dit die pad in ons jonkheid is, en of dit die pad van ons oudag is. Of dit 'n pad is waarop ons maklik stap in die geloof, en of dit 'n pad is waarin ons moeilik stap in die geloof, bring ons, Here, waar U ons wil hê. Ons pleit om U teenwoordigheid in elkeen van ons se lewe, want U ken ons harte gemoed. U weet wat daar lewe. Ons bid vir die kerk op aarde, op die pad van die koninkryk, wat ons so baie keer besaai met tradisie en gebruike en wat is meer. Ons bid vir die wêreld op 'n verskriklike pad. 'n Pad van onsekerheid, ekonomies en andersins polities en chaos. Wêreldleiers wat teenoor mekaar opstaan, Here, bomme wat val, stikkend skiet, nie net geboue nie, maar onskuldige mense. Bring 'n einde van die pad van sinnelose oorloë. Bring die leiers, Here, met pen en papier by 'n ooreenkoms. Seën ons om Jesus ontwil. As ons aan mekaar dink, Here, dank ons U vir ons veiligheid, vir die mate van rus wat ons mag geniet. Dat elkeen van ons, Here God, op hierdie oggend by hierdie erediens kon wees met enkele kilometers op 'n teerpad, in 'n motor, sonder probleme. Laat ons die klein dingetjies raak sien. En juist dan die Here te bid
vir ons kinders, kleinkinders, met die eksamen wat haas verby is, die wintervakansie op hande, en in besonder, Here, pleit ons vir genade vir die skoolhoof van Laerskool Katoo. Wat kindertjies moet ontvang in 'n omstandigheid van dood, ernstige beserings, bid vir ons skoolgaande kinders, wat in kwartale op hande op en af in busse vervoer word. Dit kon ons gewees het. Begenadig die predikante van daardie klein Noord-Kaapse dorpie, om saggies die brood van die lewe te kan breek en te kan aangee. Die Moria-pad, wat so deel van die lewe is. En om Christus Jesus ontwil, Vader in die hemel, pleit ons om die vergifnis van ons sonde. Dit wat ons teenoor die pleeg, met ons woorde, met ons daad, met ons gesindhede, met dit wat ons mekaar baie keer toewens, vergewe, Here. Ons bly dit in Christus Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan staande Psalm 4, skrifberuiming 14:2 sing. Vergun my net om, voordat ons hierdie mooi lied in die kerke se liedskat sing, vir Johan Engelbreg, 'n jonger broer van die gemeente, wat Woensdag 'n operasie ondergaan. Broeder Johan sit altyd getrou op sy plek daar agter. Mag die Here jou styf vashou, Johan, en mag die operasie 'n groot sukses wees as hy wil. Skrifberuiming 14:2.
Ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal elke gebed van jou verhoor en vir jou vrede gee. Amen.